would be a tragedy for me to turn away. All my needs you have supplied. When I was dead, you gave me life. How could I not give it away so freely? And I'll follow you into the homes of the broken. I'll follow you into the world. I'll meet the needs for the poor and the needy, God. I'll follow you into the world. Use my hands, use my feet to make your kingdom come to the corners of the earth until your work is done. Yeah, 'cause faith without works is dead, and on the cross your blood was shed. So how could we not give it away so freely? Yeah, and I'll follow you into the homes of the broken. I'll follow you into the world. Oh, meet the needs for the poor and the needy, God. I'll follow you into the world. Yeah, follow you into the homes of the broken. I'll follow you into the world. Oh, meet the needs for the poor and the needy, God. I'll follow you into the world. I give all myself. I give all myself. And I give all myself to you. Oh, and I give all myself. Yes, I give all myself. And I give all myself to you. Yeah, and I'll follow you into the homes of the broken. I'll follow you into the world. I'll follow you. Meet the needs for the poor. Vriende, as ons voor die Here kom en in sy teenwoordigheid aanbid, dan stel die Here hom gewoonlik eers bekend aan ons. Ek wil graag vir u uit Psalm 103 'n gedeelte lees van hoe die Here hom aan ons bekend stel. Dis vers 13 en vers 14. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Liewe broers en susters, liewe gemeente, dis hier die Here wat ons groet, vir ons sê genade en vrede en barmhartigheid vir julle. En dit kom van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, goeiemôre ook van my af. Ons is mos nou besig met ons eerste diens vanoggend in fase 3. Nou dit is vir my belangrik
om sommer ook vir julle sê, julle sal ook hierna, ek wil tog vra dat julle die video sal deurkyk en dat julle die aankondiginge ook daarna sal kyk, want ons verduidelik daarin ook al die maatreëls wat ons nou weer in plek stel. Ons noem dit die COVID kennisgewing nommer 4, dis die 4de een wat ons al vir u deurgee. Maar daarin sê ons onder andere vir u dat ons nou nie, alhoewel die regering vir ons die geleentheid gee om saam te kom as 'n gemeente, om 'n erediens te kan hou, is dit eenvoudig vir 'n gemeente van ons grootte, met al die regulasies en die reëls wat ons dan moet nakom, sou ons meer as een diens wil hou, is dit onmoontlik om dit te doen. 'n tweede oorweging hoekom ons dit nie doen nie, is dood eenvoudig die gesondheid, die veiligheid van u as ons lidmate. So onthou nou maar dat ons nie nou 'n erediens gaan hê nie in die afsienbare toekoms nie. Ons sal dit so op video vir julle uitstuur. En dan die tweede wat ek graag met julle wil deel is om vir julle baie dankie te sê, liewe gemeente, vir julle meelewing verlede Sondag met die sogenaamde drive-through wat ons gehad het om voedsel in te samel vir ons koskas, maar dan ook sop in te samel vir die MES, Middestad Evangelisasie bediening wat ons het. So ons sê vir u baie dankie vir julle meelewing daarvoor. Daar is foto's wat ons vir julle gaan wys van die kosvoorraad wat ingekom het, asook die 200 liter sop wat ons kon gaan aflewer onder by MES. Die laaste ding wat ek net vir u wil sê, is dat dit vir ons regtig hartseer is om vanoggend vir julle te moet aankondig dat ons oudste lidmaat in die gemeente, Tannie Letty Karstens, hier van Oud Oak Park, reg oor die kerk, as ons nou daar by die konsistorie deur uitloop, by die kerkkantoor deur, sy is oorlede, donderdagoggend is sy oorlede, en ons wil vir haar en vir Ria, haar dogter, by wie sy gebly het, sê ons innige meegevoel, mag die Here vir haar en haar familie vertroos. Ons kan op hierdie stadium nog nie vir enige reëlings gee vir 'n gedenkdiens nie, wat ons nou maar moeilik is, maar ons innige meegevoel gaan vir hulle. Goed, vriende, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dank U dat ons vanoggend weer so saam kan wees. Dankie dat ons U naam mag aanroep en dat ons kan weet ons is in 'n verhouding, maar ons aanbid ook die een waarmee ons in 'n verhouding staan as die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here dat ons dit vanoggend kan doen. Dankie dat U ons genadig is om die middele te hê waardeur ons dit kan doen. En ek dink sommer vanoggend aan elkeen, Here, wat na hierdie uitsending sal kyk, of dit nou vandag Sondag is en of dit nou in die week is wat voorlê, wanneer hulle ook al daarna kyk. U ken hulle, Here, U ken hulle by die naam. U weet wat in hulle gedagtes omgaan. U weet hoe hulle funksioneer. U ken op hierdie stadium hulle vrese, hulle bekommernisse, veral rondom die toestand in ons land en dit wat alles hier gebeur, dit wat in die wêreld gebeur, goed wat ons onrustig stem, wat vir ons nie maklik is om te hoor nie. Ons bid Here vir hulle, soos Ria Karstens, wat nou haar moeder verloor het. Ons weet Here, daar's mense in ons gemeente wat siek is. Ons weet daar's mense in ons omgewing wat ook deur die COVID-virus geïnfekteer is. En ons bid vir hulle gesondheid, ons bid vir hulle gesinne. Ons bid Here dat U vir hulle genesing sal skenk. Here, maar dan bid ons ook bo dit alles,
dat U op 'n stadium weer dit vir ons sal moontlik maak om hier in die kerkgebou by mekaar te kan kom en U hier te aanbid soos wat ons dit vir soveel jare gedoen het. Ons dank U dat ons U daarvoor mag vertrou en kan weet, Here, U ken die wêreld. U verstaan die wêreld. U is by magte om dit te verander, om vir ons weer 'n geleentheid te gee om hier saam te kan aanbid. Tot dan, loof en prys ons U op die manier wat ons dit tans doen en bely ons, Here, dat U die enigste lewende Here is en dat daar niks op hierdie aarde en in die hemel is wat ons meer begeer as om in U teenwoordigheid te mag wees nie. En dit is ons nou hier in die kerkgebou, maar ook waar U kinders luister na hierdie boodskap wat U Gees vir ons gegee het. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie omroep, wie omnoem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. Vriende, ek wil baie graag dat ons vandag saam lees uit Genesis 1. Weereens soos in die Pinkster, Genesis 1, ek sê maar weer, dis mos darm maar maklik om te kry, Genesis heel voor in die Bybel. Ons gaan Genesis 1 lees vanaf vers 24. Dit handel uiteraard oor die skepping en ek wil van vers 24 tot en met vers 31 saam met julle lees. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, dis nou nadat hy al die ander skepingswerk gedoen het oor die vorige 5 dae, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En dan as u net langs aan kyk in hoofstuk 2 vers 7 staan daar, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. God het hier die mens geskep, vers 27 van hoofstuk 1, as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug,
oor al die diere van die aarde en ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, die 6de dag. Vriende, die tema van ons boodskap vanoggend is 'n stowwerige reis. Saam daarmee moet ek vir u sê dat dit is vandag tradisioneel in die kerklike jaar die eerste Sondag nadat ons Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees gehad het. Eerste Sondag daarna staan bekend as Triniteitssondag, Drie-eenheidssondag. As jy by die huis gekyk het na ons kalender, die jaarkalender, sou jy gesien het dat dit vandag ook biddag vir ekologie is. Nou weet ek, as 'n kombinasie, die drie-eenheid en die ekologie, klink dit is iets wat ons baie moeilik by mekaar gaan uitkry, en dat dit 'n kombinasie is wat dalk vir ons 'n bietjie moeilik kan wees, maar ek is tog oortuig dat ons daaruit iewers sal kan kom. Want sien, reeds in Genesis 1 van die skepingsverhaal lees ons dat die drie-eenheid daarby betrokke was. Die Gees van God lees ons in die tweede vers van Genesis 1, reg aan die begin van die skrif, dat die Gees van God oor die waters gesweef het. En dan lees ons in 1 vers 26, dat God sê, kom ons maak die mens. Ons, baie al geskryf oor hierdie meervoudsvorm, dat dit die majesteitsmeervoud is, daar's ander interpretasies daarvan, maar sou 'n mens dit saam lees met Kolossense 1, vers 15 en 16, waar daar staan, die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Dan sou ons kon sê, as God dan sê, kom ons maak die mens, dat ons weet die Gees was daar aan die begin, het oor die waters gesweef, God self skep, maar hy skep deur sy Seun. Die drie-eenheid is betrokke by die skepping, by dit wat God as die ekologie dan, as ek dit nou so kan stel, vir ons aanbied. Maar nou weet ek ook, as ek nou so verder gaan, dan gaan ek u verloor, want hoeveel keer het mense nou nie al gepraat oor die drie-eenheid, en dan is dit mos nou maar, hoe moet ons dit verstaan? God is tog een, maar hy kom na voor, hy kom na ons toe, in die vorm van 3 persone, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hoe het mense nie al probeer om dit te verduidelik nie? Ag, die hele ding van water, wat mos nou 'n vaste stof, 'n vloeistof en 'n gas kan wees. Of sommiges verduidelik dit in terme van 'n boom wat wortels het, wat 'n stam het, wat takke het, maar tog die boom vorm. Ander praat van 'n eier wat die dop het, die wit van die eier, die geel van die eier, wat tog nog saam die eier vorm. Maar nie een van die beelde, hoe ryk hulle ook al mag wees en hoe hulle ons ook al mag help om iets daarvan te verstaan, kom by die essensie van die drie-eenheid uit nie. Kom by die dieper vraag van die drie-eenheid uit nie. Die vraag wat ons vra, hoekom moet ons daaraan aandag gee, hoegenaamd? God is Vader, Seun en Heilige Gees, maar wat daarvan? Soos die jong mense sou sê, so what? Gegee die toestand waarin ons land ons tans bevind, ons almal in die land ons bevind, in die wêreld ons bevind. Waarom sou die Christelike leer van die drie-eenheid van God nou
saak maak. Ek wil vir u enkele redes gee daarvoor. Die heel eerste rede wat ek sou wou aanspreek is die blote feit dat as ons die term drie-eenheid gebruik en niemand van ons, ek ken nie iemand wat dit kan verduidelik nie, hoe misterieus dit ook al mag wees, dat dit tog by ons iewers so 'n bietjie meer van 'n nederigheid sal tuisbring. Want sien, ons praat soms baie duidelik oor God. So asof ons 100% seker is, ook wanneer ons vra oor God. Selfs ons lewensvrae in die tyd van COVID-19. Hoekom laat 'n liefdevolle, getroue God die Vader so iets toe? Hoe is dit met Jesus Christus se lyding? Het sy lyding ons dan nie juis kom bevry van so 'n geweldige verwoesting soos wat ons tans beleef met die mense wat geïnfekteer is en reeds gesterwe het nie? Die rol van die Heilige Gees wat Paulus vir ons beskryf in Romeine 8, wat saam met ons sug oor die skepping wat so vervalle is. Maar dis dieselfde Gees wat ons dan met wysheid moet bedien. Hoe bring jy dit by mekaar? Dis die een wat ons in waarheid moet lei. En dan is die bedoeling agter al hierdie vrae van ons, dat ons eintlik vir God wil sê, U is eintlik nie veronderstel om die goed te laat gebeur nie. U is dan 'n goeie God. U moet dit nie toelaat nie. So asof ons sou wou sê, Here, as U my sou konsulteer hieroor, sal ek 'n paar dinge graag vir U wil sê oor hierdie situasie. Want sien, ons weet hoe God behoort te dink. Kom ons veronderstel dan nou maar oor die COVID-19 situasie. Hy moes eenvoudig dit gekeer het. Waarmee ek wil sê, my verstaan van God, in hierdie geval dat hy dit moes gekeer het, is eintlik die beste weergawe wat 'n mens sou kon gee oor wie God is en wat hy doen en wat hy veronderstel is om te doen of nie te doen nie. En eintlik is dit so, die waarheid is dat wie God is en wat God doen altyd ons denke sal oortref. Die waarheid van God sal altyd meer wees, groter wees, as wat ons klein, beïnvloedbare, maklik oorweldigbare gedagtes kan bedink. So dis goed dat ons van tyd tot tyd nadink oor die Triniteit van God, al verstaan ons dit nie. Daar's baie ander goed wat ons daaroor kan sê, wat ons wel weet, maar in wese, in essensie verstaan ons dit nie, net om ons te herinner dat ons na die beeld van God geskape is, soos wat ons gelees het, en dat ons nie vry is om God na ons beeld te omvorm soos wat ons dink hy moet lyk nie. So begin ons dan nou sommer ook vanoggend ons viering van die drie-eenheid Sondag deur eintlik 'n nederige erkenning te staan as mense wat heeltemal uit ons diepte uit is, as ons dit wat Paulus noem die geheimenisse van God wil praat. Totaal en al ons uit ons diepte uit, want hy is ten minste die drie-enige God. Met ander woorde, laat ons 'n bietjie meer nederig wees wanneer ons oor God praat. Selfs wanneer ons met God praat. Tweedens, die skepingsverhaal vertel vir ons dat daar 6 intervalle is waarin God gewerk het, 6 dae. En op die 6ste dag staan daar
Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en die lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Hierdie teks herinner ons altyd daaraan. En dit is ook deel daarvan hoekom ons kan nadink oor die drie-enige God. Dat ons eintlik maar 'n stofstreepie is. 'n Stowwerige mensdom is. Weliswaar deur God geskep, maar dat hy sy ruach, sy lewensasem in hierdie stofstreepie ingeblaas het. Dat ons in sigself maar 'n stowwerige wese is. Maar as dit jou dalk nou bang maak, of as jy nou dalk daaroor dink en dink, maar ek is daarom regtig niks in God se oë nie, dan genadiglik troos Dawid ons in Psalm 103, wanneer hy sê, God weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Ons is inderdaad nederige, stowwerige skepsels. En kan eintlik maar vanoggend opnuut begin deur 'n nederige berou te toon oor die arrogansie waarmee ons oor God praat. Waarmee ons met God omgaan. Ons kan regtig vir mekaar sê, ons besef, hy is die drie-enige God en ons is 'n stofstreepie. En tog weet hy van ons. Tog besef hy ons is maar van stof geskape. Ons kan berou hê oor ons arrogansie. Maar dan aan die ander kant kan ons ook hier diep in ons binneste vanoggend treur daaroor, omdat ons by soveel kere al nuut moes begin het as gevolg van die stowwerige gesukkel in ons lewens. Waar dinge geval het, waar dinge verkrummel het, vanweë ons woorde en ons optrede. Ons ou stowwerige gesukkel, wat verhoudings laat verkrummel. Ons wat in soveel fasette van ons lewe, hoeveel keer soms faal. Ons kan treur daaroor dat ons deur ons optrede soms weer van voor af moet begin, omdat ons stowwerige skepsels is. En ons God vanuit ons arrogante houding wou voorskryf en wou dink ons weet hoe hy behoort op te tree. Wat dus volmaak was, wat God volmaak geskep het verander in 'n redelike stowwerige reis tot waar ons vandag is. En een van die redes, daar's baie ander redes, maar een van die redes hoekom dit so ontaard het, was omdat die mens homself in die middelpunt van God se skepping geplaas het. Kyk, dis mos nou so van die sondeval af. Dis een van die redes van die sondeval. En dan het hy hom so in die middelpunt van die wêreld geplaas, dat die mens die opdrag wat God vir ons gegee het om te heers en die aarde te bewerk, so verdraai het, dat ons die uitvoering daar verstaan het, die uitvoering daarvan verstaan het, is dat ons hierdie aarde kan eksploiteer. Dat ons hierdie aarde kan verniel eintlik, tot voordeel van ons as mense. Ek wil graag iets meer daaroor sê aan die hand van 'n voorbeeld. 'n Vriend van my stuur onlangs vir my 'n e-pos waarin hy vir my vra, ek moet saamgesels met hom en 'n paar van sy vriende oor
die droom wat ons sou kon hê van 'n healthy society. Nou healthy society uiteraard mos nou net nie net fisies gesond nie, maar dat ons 'n gemeenskap kan wees wat gesond is in terme van alle waardes en beginsels, in terme van alle fasette van die lewe, die ekonomie, die ekologie en so meer. Uiteraard het ons gesprek gou gevorder tot by wat is ekonomies haalbaar? Hoe kan ons die ekonomie verander of help stimuleer sodat daar verbetering kan kom? Dis tog een van die brandpunte waarmee ons vandag sukkel. Ons hoor hoeveel keer ons moet die ekonomie weer aan die gang kry. Wat waar is? Om dus oplossings te genereer was baie gou die trant van ons eposse. In 'n land waar armoede en ekonomiese ongelykheid so ontsettend groot en belangrik is. En dit het my weer aan die dink gesit oor hoe die mens op 'n oorbevolkte aarde hierdie aarde so geëksploiteer het, so verniel het tot ekonomiese voordeel van homself. Ek weet ek hoef nie daaroor uit te brei nie. Ek weet u verstaan wat ek sê. Dan is die vraag, hoe sal ons 'n ekonomie daarstel, as ek nou maar net van die ekonomie, en dis daar rede hoekom ek praat oor die ekonomie, hoe sal ons, dis 'n brandpunt waaroor ons almal praat vandag, hoe gaan ons die ekonomie weer op spoor kry, en hoe gaan ons 'n regverdige ekonomie daarstel, sodat ons 'n healthy society kan hê. En as dit kan gebeur, wat is ons as gelowiges se rol daarin? Hierin het die Universiteit van Stellenbosch se direkteur by die bestuurskool, professor Piet Nodee, my nogal baie gehelp met 'n video-aanbieding wat ek gekyk het, wat hy gedoen het. Hy gee 5 merkers, 5 kenmerke van 'n regverdige ekonomie. En ek noem dit vir die kortliks, dit sal ook hier op die skerm verskyn. 'n Regverdige ekonomie moet ekologies volhoubaar wees. Dit moet menslike waardigheid beskerm. Derdens, dit kan nie groot ekonomiese ongelykhede, dat daar's baie arm en baie ryk, dit kan nie so wees nie. Dit is nie 'n regverdige ekonomie nie. Dat die gemarginaliseerdes in die samelewing, dat hulle die fokus van staats en ander hulp moet wees, ekonomiese hulp moet wees, die wat gemarginaliseer is, wat min het. En die laaste een, dat daar beskikbare middele sal wees, dat wanneer iemand in 'n krisis verkeer, hulle gehelp kan word. Nou hoor u die lyn wat ek volg, die eerste een vir 'n regverdige ekonomie, wat ons gaan help om ook ons land weer op koers te kry, is dat dit ekologies volhoubaar moet wees. En almal van ons weet op hierdie stadium dat dit nie so is nie. Hoekom is dit nie so nie? Omdat die mensdom God se opdrag wat hy vir ons gegee het om te heers en te bewerk, totaal en al verkeerd verstaan het. Vir eeue al verstaan die mens dat die natuur so tot ons beskikking is, dat ons die aarde se natuurlike hulpbronne so sal kan uitput en kan neem daarvan wat ons wil hê, sodat die toenemende oorbevolking wat in die wêreld is, se behoeftes, in hulle behoeftes voorsien kan word. En dan moet ons eintlik ook sê, hierdie behoeftes is behoeftes wat vir hulle gegee word, en gesê word, jy het eintlik deur advertensie, weet jy het eintlik 'n behoefte hieraan. Die oordrewe idee dat die mens
die belangrikste in hierdie wêreld is. Ten koste van die natuur. Die mens kan met die natuur, met die ekologie maak net wat hy wil, solank hy net die maksimum daaruit kry op ekonomiese gebied. En die onreg wat daarmee gepaard gaan, is absoluut geweldig, want dis gewoonlik net die rykes wat daarby baat. Vriende, die mens se eie verheffing van homself tot die sentrum van alles, die belangrikste, die kern van alles, is verkeerd, dis vernietigend vir ons moreel-etiese lewe, maar ook vir die ekologie. Ons mag wel die pronkstuk van God se skepping wees, ja. Maar, en hier is die punt, ons vorm deel van 'n groter geheel. Ons is nie die spulpunt van hierdie aarde waarop ons lewe nie. Ons is deel van die aarde. Daar moet iewers 'n interafhanklikheid wees tussen ons en dit waarmee ons saamleef, die natuur, of dit plante is en of dit diere is. Dit beteken uiteraard nou nie dat ons nou moet sê, ons moet nou alle steenkoolmyne gaan toemaak en ons moet nou alle ekonomiese vooruitgang stop nie. Nee, ons het dit nog steeds nodig, maar daar's 'n proses daaraan verbonde. Die rigting waarin ons gaan op die oomblik is verkeerd. Ons moet daai rigting verander. Anders sal ons die aarde uitput. Jy sien vriende, ons het maar 'n stowwerige begin gehad. Daarna het ons op 'n stowwerige reis gegaan. En op die oomblik as ons dink aan die toekoms, is dit maar wasig, so asof ons nog steeds op 'n stofpad is waar daar geweldig baie stof is en ons nie baie mooi kan sien wat om die volgende draai gaan gebeur nie. Veral as ons dink aan die ekologie, as ons dink aan die ekonomie wat aan die gang moet kom, en daar is mos nou 'n interafhanklikheid, 'n verband tussen hierdie twee. En dan uiteindelik ook, wat is God se skepingsdoel met die mens? Ek sluit af waar ons begin het. Hoekom nog omgee? Hoekom ons nog steur aan 'n teologiese, Christelike, misterieuse kwessie, leerstelling, waarheid, wat jy dit ook al wil noem, soos die drie-eenheid van God? Hoekom? Omdat ons kinders is van hierdie drie-enige God. In 'n tyd waarin die wêreld desperaat is en wankelerig is. Daarom. Ons is kinders van 'n gasvrye en 'n liefdevolle God, wat ons wil begelei in die waarheid oor wie God is, maar aan die ander kant ook oor wie ons is. Ons wil aandag gee daaraan, want die misterie van die drie-eenheid het die krag om ons harte te verander. Om ons meer nederig te hou, om voor God drie-enig te staan en te besef wie hy is en wie ons is. Om te besef dat hy sy lewensasem in ons stowwerige bestaan geblaas het en ons daarmee kan voortgaan. Nie soseer staat maak op ons ou stowwerige liggaam nie, wat uiteindelik mos maar weer tot stof sal terugkeer nie.
Want die misterie van die drie-enige God het die krag om God self, en nie vir ons as mense nie, in die middelpunt te plaas. Dat ons leef vanuit God uit, en nie leef vir ons eie glorie nie. Want dan eksploiteer ons, dan verniel ons. En sodoende ons opdrag om te heers, om te bewerk, hierdie aarde baie beter te kan verstaan. Dat daar 'n interafhanklikheid is. Ek sien Piet Nudeen noem dit 'n simbiotiese bestaan is vorentoe, in plaas daarvan dat die mens oorheers en alles verniel en eksploiteer wat voorkom. Mag ons hierdie week en ook elke dag daarna met ons lewens die skoonheid, die wonder, die misterie van die drie-enige God weerspieël. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ons dankie vir die voorreg wat ons gehad het om weer u woord te kon lees. Dat ons sommer maar net weer kon uitvind, kon opnuut ontdek, dat ons as mense eintlik niks is nie, Here. En tog het iets ook daarvan deurgekom na ons toe, met hierdie hele COVID-pandemie. Waar ons besef het, Here, net u alleen kan vir ons hier uitbring. Dankie, Here, dat ons kan weet, dat om voor u te staan beteken om nederig voor u te staan. Om te verstaan dat ons deur u gevorm is, dat u lewensasem ons aan die lewe hou en voortdurend ons pad bepaal. Wil u vir ons help om wanneer ons dink oor 'n nuwe wêreld, ja nou as ons 'n nuwe begin weer moet maak, ek hoor mense praat van 'n nuwe normaal sal betree, dat ons u in die middelpunt van daardie normaal sal plaas. Vanuit u wysheid, u raad, u alomteenwoordigheid sal lewe. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.
hoor ook ons gebede. Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons leidsman en ons trooster, altyd by en met julle bly. Amen. Liewe vriende, ons is opgewonde om vir julle te vertel dat ons het uiteindelik SnapScan gekry. Vir die van julle wat dit nie ken nie, dit is 'n baie vertroude app wat ons toelaat om betalings te kan maak, of dit jou dankoffer is of jou offergawes in die kerk, op 'n baie maklike manier. Ek wil jou graag wys hoe dit werk. Dit hang af of jy 'n Android-foon of 'n iPhone het, maar jy kan dit of op jou Play Store aflaai of op jou App Store. Hoe dit dan werk is, wanneer jy die app oopmaak op jou foon, dan gaan hy vir jou 'n paar vrae vra. Jy gaan jou bankkaart konnekteer aan hom. Jy kan gerus wees dat jou besonderhede sal nie iewers uitkom sodat iemand dit kan gebruik nie. Dit is regtig 'n goeie sekuriteitsapp. Ons gaan elke Sondag vir jou 'n prentjie wys op ons aankondiginge wat jy dan sal sien, en in hierdie prentjie sal daar 'n blokkie wees. Nou, SnapScan werk as jy gaan jou foon vat, daar gaan op jou skerm 'n kamera opsie wees waarop jy kan klik in die app, en dan hou jy die kamera oor hierdie blokkie. Die blokkie sal outomaties gekonnekteer wees aan ons bank, en dit sal dan die geld daarin oorbetaal, wat ek al die Here op jou hart lê om te gee.